Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, my rots en my verlosser. Man en vrou van God, so spreek die Here. Ek bring vir u my tema in hierdie dag, snellers. Jou snellers is jou verantwoordelikheid. Dit is nie die wêreld se verpligting om op jou tone te loop nie. Prins en prinses van Jahwe Elohim. 'n sneller is 'n metaalhefboom wat 'n geweer afvuur wanneer dit getrek word. Jy skiet die geweer deur die sneller te trek. 'n sneller kan ook die begin van 'n proses beteken. Gewelddadige prosesse kan 'n revolusie veroorsaak. Sekere geure, plekke of ou liefdesliedjies kan gesê word om herinneringe te aktiveer. Hier is meer gedetailleerde verduideling. Nommer 1. Herkenning van snellers. Die Bybel dui daarop dat ons emosionele reaksie, veral sterk reaksies, dieper probleme of onopgeloste pyn kan aandui. Psalm 40 vers 1 tot 3 praat byvoorbeeld oor die herkenning van areas waar ons dalk nie ten volle in God se goedheid, teenwoordigheid of werk in ons lewe glo nie. Ek hou vir u vooruit die Bybel, Psalm 40 vers 1 tot 3. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Wanneer ons iets anders as vrede voel, is dit 'n sein om ons gedagtes en gevoelens te ondersoek. Punt 2. Aanspreek van die oorsaak. Die Bybel beklemtoon bekering en wegdraai van sonde as 'n pad na vryheid. Dit behels die belydenis van ons aanspreek van die oorsaak van die sneller. Die Bybel beklemtoon bekering en die wegdraai van sonde as 'n pad na vryheid. Dit behels die belydenis van ons oortredings, die vraag vir vergifnis en die omhelsing van God se weg. Byvoorbeeld 2 Korintiërs 4 vers 2 moedig die verwerping van verborgde dinge van skaamte aan en die omhelsing van die waarheid. Ek hou vir u weer eens voor uit die kosbare woord van God. 2 Korintiërs 4 vers 2. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen. En ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke
menslike gewete voor God. Amen. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van die sagte regstelling en die soeke na bekering. Nommer 3, soek God se hulp. Die Bybel moedig gebed aan leiding. Ek sê weer, die Bybel moedig gebed aan verleiding, wysheid en krag om sneller te oorkom. Filippense 4 vers 13 herinner ons daaraan dat ons alles kan doen deur Christus wat ons krag gee. Halleluja! En ek hou nou vir die voor. Filippense 4 vers 13. Kort en kragtig. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ons kan God vra om ons bewus te maak van ons snellers en ons te help om die emosionele pyn wat hulle veroorsaak te navigeer. Ja, God alleen kan ons help deur die woord, deur gebed, om ons vinger van daardie sneller af te kry. Soos 'n persoon wat gaan vier. Ek was jare in die Suid-Afrikaanse polisie betrokke gewees in Suid-Afrika. En daar was partye met tye wat ek die vuurwapen moes gebruik. Ek het spritsekondes gehad om te dink voor ek my vinger op daai sneller plaas. Want daarna kan gas veroorsaak. Byvoorbeeld om Psalm 19 vers 14 te bid voor die potensiële sneller situasie kan ons help om God se woord te fokus. Sy Bybelstudies vir die lewe. Nommer 4. Vertrou op God se genade. Die Bybel leer dat God genade en barmhartigheid bied om ons te help genees van vorige seer en trauma. God is teenwoordig gedurende moeilike tye en bied vertroosting, wysheid en hoop. Hy nooi ons uit om hom te vertrou en transformasie deur sy genade ervaar. Transformeer. Genade, mercy en grace. Kom ons kyk bietjie na spesifieke voorbeelde. Die Bybel bevat stories van mense wat trauma ervaar het, soos Josef, Moses en Dawid, en hoe God in hulle lewens gewerk het. Efesiërs 4 vers 26 tot 27 spreek byvoorbeeld woede aan en die belangrikheid daarvan om dit nie te laat opswel nie. En ek hou nou vir die voor, Efesiërs 4 vers 26 uit die kosbare woord van God, die Bybel, die Rogasem. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Dit is tog so belangrik. Hoeveel keer gebeur dit? Konflik elke dag. In jou werksplek, tussen vriende by die skool, tussen vriende by die werk, in jou huwelik, konflik is daar. Dis die duiwelse taktiek om ons weg te lei, en ons te mislei. En dan kom daai vinger op daai sneller, soos ek gesê het, wat met my gebeur het. En dan, as jy in woede gaan optree, dan
gaan jy die konsekwente daarvan dra. Nee, trek weg. Laat sak jou hand. Kom in vrede en gaan slaap nie in woede nie. Jakobus 1 vers 19 tot 20 moedig aan om stadig te wees om te praat en stadig om toornig te word. Die Bybel sê vir ons so in Jakobus, so dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Daarom het ons 2 ore en 1 mond. Stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie, want God is nie toorn nie, hy is liefde, maar as jy hom vertoorn, o wee, sal sy toorn op jou afkom, en dit wil ons nie hê nie. God is genadig om ons te help, om snellers te identifiseer. Dit is geskenk omdat dit ons waarsku om ons spesifieke, konkrete gebiede te bekeer. Aangesien bekering die sleutel tot verandering is, bekering van die ou weer na die nuwe weer, na 'n nuwe weg, gee dit ons hoop. Herhalende elemente in denke sal swakhede en teologie en aanbidding openbaar. Minimaliseer of ignoreer dikwels God se goedheid, God se teenwoordigheid en God se perfekte weë. Psalm 40 vers 1 tot 3 is 'n goeie gedeelte om hierdie areas van ongeloof aan te spreek. God is goed wat u betref. O Here, u sal u goedertierenheid van my nie terughou nie. U goedertierenheid en u trou sal my altyd bewaar. Sela, halleluja, amen. Joshua Messia. God is aan die werk. Hy het hom na my toe gebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het my uit die put van vernietiging getrek. Hy het 'n nuwe lied in my mond gelê. Hy hoor met 'n geestelike oor en nie 'n dowe oor soos ons nie. Daarom moet ons leer om ons geestelike ore deur die Heilige Gees te versterk, in te stel, dat hy hoor ons, sodat ons sy woorde kan hoor. God is teenwoordig. Wat my betref, is ek arm en behoeftig. Maar die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. Moenie talm nie. O my God. God is aan die werk. Hy het hom na my toe gebuig en hulp geroep. Die Psalm glo nie hierdie dinge omdat hy perfekte verlede en onberistelike rekord het nie, maar omdat God verlossing gee uit sy groot goedertierenheid in Jesus Christus. Ek lees dit weer. Die psalmis glo nie hierdie dinge omdat hy perfekte verlede of 'n onberistelike rekord het nie, maar omdat God verlossing gee uit sy groot goedertierenheid in Jesus Christus. Daarom, die groot ek is, die tweede persoon in die drie-eenigheid, Jesus Christus sy seun gestuur om te kom sterf vir ons sondes en sy geliefde en genade. God word mens, 33 jaar en sterf vir ons gesondes. Hy hou nie rekord nie en elke dag deel straf uit nie. Maar eendag, wanneer die groot boek, die boek van die lewe geopen gaan word, dan gaan daar vrae geantwoord word, gevra word.
antwoorde gegee moet word. Eina. Ek sluit af met hoe om jou snellers te bestuur. Nommer 1, bewustheid van jou sneller. Nommer 2, verstaan die sneller waarom word jy getrigger. Waarom word jy geaktiveer om daardie sneller te aktiveer en los te laat en te trek? Gaan ek skiet as 'n polisieman? Gaan ek skiet of gaan ek nie? Jy het 'n splitsekonde om te besluit, soms. Hoe reageer jy gewoonlik wanneer jy getrigger word? Sela, erken dat jy sopas getrigger is. Wie daai trigger veroorsaak? Iets, en ons het daaroor gepraat. Wanneer jy getrigger word, laat jou emosies deur jou vloei, sonder oordeel en sonder om daarop te reageer. Raak stil voor Abba Vader. Pyns en mediteer. En ek sê weer, soms het jy nie baie tyd nie. Maar raak stil. Daarom het hy vir jou wysheid en verstand gegee. Alvorens jy begin reageer. Jy is stadig om te praat en te doen. Hoor, dink. Kies die aksie wat vir jou hoogste goed is en nie 'n reaksie op die sneller nie. Nee, die sneller in die geestelike lewe kan absoluut disaster, soos hulle in Engels sê, veroorsaak. Absoluut. Dit kan maak of dit kan breek. Dis reg of dis nie reg nie. Daar's nie 'n goue middeweg nie. ‘n gebed van berou mag ‘n gebed van berou mag dalk so klink. Here, hierdie denkproses openbaar dat ek nie die waarheid oor wie U is glo nie. Vergewe my asseblief dat ek agter 'n leuen aandwaal. Wees dankbaar. Dank God vir hierdie geleentheid om hom te aanbid en te verander. Dank hom vir die herinnering dat ons almal 'n verlosser nodig het en dat God een voorsien het. Dank God vir die herinnering aan vorige sondes of seer. Want dit maak ons nederig en dryf ons om Christus beter te ken. Kom ons koop hierdie woorde. Kom ons koop die tyd uit. Kom ons maak hierdie woorde ons sinne. Kom ons manifesteer dit na buite toe. Ons as geloofshelde, man en vrou van God, prins en prinses van Jahwe, na hulle toe, daar deur in die donker nag. En dan kom ons en ons omarm 'n belofte. God se genade is opgewasse vir die uitdaging. God sal my al genade en krag gee wat ek nodig het om hom te gehoorsaam. As daai trigger geaktiveer word en ons doen dit wat ons nou oor gepraat het en gesê het, then all of a sudden, then mercy walks in. Luister gerus na die lied van Dani Botha in Suid-Afrika. When mercy walks in. God hoor my geroep. Hy werk en hy is goed. Daar is groot vreugde en hoop daarin om van snellers
na sein te beweeg, deur spesifieke bekering en gehoorsaamheid. Soos jy beradings help om spesifieke situasies te erken, hulle te bekeer en dan voor te berei, rus jy hulle toe om God te aanbid en ander met groter wysheid en ywer lief te hê. Pynlike herinneringe in die lewe kan 'n sein wees om God te vertrou deur sy goedheid, sy teenwoordigheid en sy perfekte weë. En onthou en te beoefen, te manifesteer soos ek gesê het. Dra dit uit na buite. Waak teen jou snellers. Ken hulle, identifiseer hulle, waak teen hulle. En mag die Heilige Gees deur sy genade en liefde, die derde persoon in die drie-eenigheid, jou leiding gee, sodat jy, alvorens jy die sneller trek, die regte besluit geneem het, soos daardie polisieman, wat daardie oortreder wil elimineer, deur sy vuurwapen sneller. Bring die Heilige Gees, in die geestelike lewe ook. Besluit jy, polisieman, besluit jy, man en vrou van God. En onthou, Shema Gadol Elohai, how great is our Lord. Sluit gou die oë. Abba Vader, dankie vir hierdie boodskap. Dankie vir die teaching rondom snellers in ons lewe, wat U vir ons gebring het. Wil U gee dat hierdie woorde wat uitgegaan het van U, deur die syne in die lig, oral sal manifesteer en ingang vind in harte van hulle wat nog in die donker is en wat suffer onder snellers. Vleeslik en geestelik wil U daar leiding gee, wysheid, kennis en hulle besef, mercy walks in. U is wat U is en U gee leiding. Solank ons getrou bly, want U is altyd getrou. Kom Here Jesus, kom gou. Elke kind, elke siel, wag op U, getrou. Amen en amen. I stepped into the courtroom. The judge turned my way. It looks like you're guilty. So what do you I spoke up, Your Honor. I have no defense. But that's when mercy walked in. When mercy walked in, and He pleaded my case. He called to the stand God's amazing grace. The blood was presented and my sin forgiven when mercy walked in. I stood there and I wondered, how could this be? Someone so guilty can just be set free. My chains were all broken. I felt born again. The moment when mercy walked in. When mercy walked in, and He pleaded my case. He called to the stand God's amazing grace. The blood was presented that covers my sin, forgiven when mercy walked in.
I stood in the courtroom, the judge turned my way. It looks like you're guilty, so what do you say? I spoke up, Your Honor, I have no defense. But that's when mercy walked in. When mercy walked in and he pleaded my case, he called to the stand God's amazing grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in, forgiven when mercy walked in.